Goeiemôre weer eens, ons is by afdeling 2, is pastoor Bertram hier van Covenant of Christ Ministries, hier in Kilsrivier, Kaapstad. En ons gaan voort met hierdie tweede gedeelte van die wedergeboorte en 'n nuwe begin. So kom ons kyk, die Bybel sê in Jesaja 59 vers 1 tot 2, dit sê die arm van die Here is nie te kort om te help nie, en sy oor is nie te doof om te hoor nie. Dit is julle oortredinge wat skeiding gebring het tussen julle en God. Dit is julle sondes wat maak dat hy hom nie aan julle steur nie en nie na julle wil luister nie. So die skeiding tussen God en die mens is 'n morele skeiding. So God is heilig en die mens is nie. En God is perfek en hy's goed. Die mens is nie. So God is regverdig en die mens is ook nie regverdig nie. Nou die woord van die Here sê alle mense het gesondig. Dis is almal vir ewig van God geskei. Almal sal die gevolg van sonde wat die ewige dood is dra. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Romeine 6 vers 23 sê, want die loon van die sonde is die dood, maar die genadegawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Nou die oplossing en God se offer en plaasvervanger is. Omdat God regverdig is daar 'n offer nodig vir die mens se sonde. Jesus Christus het die offer geword en die prys vir ons sondes aan die kruis betaal. Nou omdat God heilig is, regverdig en geregtig is, kon hy nie toelaat dat sonde ongestraf bly nie. Omdat hy liefdevol is en medelee het, so wou hy nie hê dat die hele mensdom vir ewig van hom geskei moet wees nie. So God se oplossing vir die probleem was dat Jesus, God se seun, die offer vir ons sonde moes kom word het. Hebreërs 9 vers 26 tot 28 sê, maar nou het hy net een keer in die volëinding van die tye verskyn om deur sy offer die sonde weg te neem. 'n Mens is bestem om net eenmaal te sterf en daarna kom die oordeel. So is Christus ook net eenmaal geoffer om die sondes van baie weg te neem.